Hallo julle. Baie welkom by vanaand se erediens. Ons het weer eens nie baie afkondigings nie. Daar's ons koffie en tee na die erediens. Indien julle nuut is en graag meer inligting van die kerk wil hê, daar's 'n vriendelike ouma agter, sy naam is Jan. Jan, steek dit jou hand op. Julle kan met hom gaan praat na die tyd. Hy sal vir julle baie goeie inligting kan gee. Nou wil ons net in besonder vir Roy verwelkom. Hy het nou al reeds by die Engelse diens gepreek. En nou sit hy hom voort met sy tweede skof hier by ons en ons is baie dankbaar om jy te hê, Roy. Roy is op die oomblik, help hy uit by Stellenbosch met bediening onder die studente en is vir ons 'n groot voorreg om jy hierso te hê en baie seën op jou prediking hierso. Goeienaand geliefdes. So lekker op 'n koue Kaapnag hierso so by mekaar te kan kom. Hoe wonderlik is dit nie om in die huis van die Here te vergader nie. En 'n paar vriendelike gesigte te sien. Hoe sê oom? In Afrikaans, daar sê ja, kyk, hulle sê die Engelse erediens het daarom ook goed afgeloop, so my E's en R's was daarom op plek gewees en my E's en M's is ook daarom daar. So ons is baie dankbaar. Geliefdes, voordat ons begin met ons erediens, kom ons raak net vir 'n oomblik stil en besef wie ons ontmoet hierso vanaand. Amen. Geliefde gemeente, ons begin ons erediens deur te luister na die wotum van ons Here, wat kom uit Psalm 121 vers 1 en vers 2. En ek lees vir ons die wotum waar die Here sê, waar ons verklaar: Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Ons gaan nou oorbeweeg na ons lofpsalm toe, wat Psalm 42 is, die eerste of vers 1 en vers 5. Kom ons staan en dan sing ons tot lof van ons Here, Psalm 42 vers 1 en vers 5.
Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons God en Hemelse Vader, hoe wonderlik is U naam. Hoe verhewe bo hierdie ganse skepping heen is U. Vader, ons menslike verstand kan dit nie begryp nie. Ons kan nie verstaan die grootheid wat U het, die almag, die heiligheid nie. En tog, Here, kom U na ons toe. Tog, Here, is U die een wat gevra het, waar is jy? Tog is U die een wat die pad voorberei het, sodat ons vanaand kan bid, sodat ons vanaand kan bely, sodat ons vanaand as liggaam kan saamkom. Here, ons vra nou U seën oor hierdie erediens. Ons vra dat U die een sal wees wat spreek, dat dit nie mens is wat sy idees verkondig nie. Maar Vader, dat die prediker net U instrument is, net U spreekbuis. Heilige Gees, open asseblief ons ore. Maak ons harte en ons siele ontvanklik vir dit wat U vir ons vanaand gaan gee. Laat dit ook so wees, dat wanneer ons hier vandag, ons nie sal sê, dis nou afgesluit, dis verby, ek het my plig gedoen nie. Maar dat ons jubelend, vol blydskap, vol ywer, in die wêreld sal ingaan, en hierdie wonderlike woord wat ons vanaand ontvang sal vat en gaan verkondig. Daarvolgens sal leef, daarvolgens sal wandel. Here, ons vra dat U ook so ons vermenigvuldigende sondes sal vergewe. Here, werk so in ons asseblief opregte bekeernis. Wys vir ons waar ons nog so lief is vir die wêreld en sy dinge. Laat ons kan bekeer, laat ons na U toe kan draai. Laat ons vir U kan lewe en net vir U. Wees met ons in ons swakheid. Dankie, Here. Dankie vir alles. Vir elke asemtuig, vir elke maaltyd, vir elke geleentheid wat ek het, wat ons het, om U naam groot te kan maak, om U woord te kan ontvang en dit te kan verkondig. Dankie dat U ons Here is. Ons bid dit nie uit verdienste nie. Nie omdat ons enigstens waardig is nie. Maar ons bid dit in ons Verlosser Jesus se naam alleen. Amen. Voordat ons gaan na ons woorddiens, geliefdes, gaan ons eers Psalm 100, die eerste 4 verse saam sing. Kom ons sit net so en dan sing ons lekker volle bors Psalm 100.
Geliefdes, ons blaai nou in die woord van die Here na 1 Timoteus 4 vanaf vers 6 toe. Timoteus 4 vanaf vers 6. En ek lees vir ons vanuit die 2020 vertaling. Wanneer jy hierdie dinge aan die broers uitwys, sal jy 'n goeie diensknegt van Christus Jesus wees, gevoed met die woorde van die geloof en die goeie leer wat jy noukeurig navolg. Vermy goddelose en dwaase mites. Oefen jouself om godvreesend te leef, want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar godvreesendheid is nuttig in alle opsigte. Dit hou ons belofte in vir die huidige en toekomstige lewe. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Want hiervoor werk ons hard en stry ons, omdat ons hoop geplaas het op die lewende God, wat die verlosser van alle mense is, veral van die gelowiges. Beveel en onderrig hierdie dinge. Laat niemand op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in betroubaarheid, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou toelê op voorlesing, bemoediging en onderrig. Moenie die genadegawe in jou verwaarloos wat deur profesie aan jou geskenk is, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het nie. Lê jou toe op hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vordering vir almal duidelik kan wees. Wees nou lettend op jouself en die leer, volhard daarin, want sodoende sal jy jouself red en ook die wat na jou luister. En ek lees vir ons fokusverse, wat verse 10 en vers 11 is. Want hiervoor werk ons hard en stry ons, omdat ons hoop geplaas het op die lewende God, wat die verlosser van alle mense is, veral van die gelowiges. Beveel en onderrig hierdie dinge. Tot sover. Broers en susters, ons almal is deeglik bewus dat die gemeente se sake onder die toesig is van haar ouderlinge. Hulle is daar om die gemeente te regeer, en die rede waarom ons onder hulle regering moet wees, is omdat hulle gesag vanaf God ontvang. Die ouderlinge hou self nou toesig oor hierdie erediens, soos wat ek dit nou preek hier vanaand. Hulle word nie hierdie ampe bevestig deur mense nie, maar deur God. En dit is deel van God se raadsplan dat dit so moet wees. Die ouderling behoort dan te kyk dat alles wat in die erediens gebeur, alles wat in die kerk gebeur, volgens God se wil en sy. En daarom plaas ons onsself onder hulle gesag. Net soos ons beveel word deur God om gehoorsaam te wees aan die regering. Soos daar staan in Romeine 13, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Maar daar is wel 'n uitsondering op hierdie bevel. As iets wat die staat beveel nie in lyn is met God se woord nie, moet ons dit nie gehoorsaam nie, moet ons dit nie navolg nie. Want die regering se gesag is slegs geanker in God se woord. So word die gesag van die ouderlinge dan ook geanker in God se woord. Daarom moet ons mooi luister na wat Paulus hier vir Timoteus leer. En hy leer dat almal van ons is dienaars van die lewende God. Ons weet dat die ouderlinge dien spesifiek as regeerders van die gemeente. En Paulus skryf hier in hierdie brief aan Timoteus, ook skryf hy dit vir hom en hy gee dit vir hom, sodat hy hom kan oplei oor hoe Timoteus moet leiding neem.
hoe hy die gemeente van Christus moet lei, waar hy tans is. Hier in 1 Timoteus 4 bemoedig Paulus ook vir Timoteus om aan te hou om 'n goeie dienaar van Christus te wees. Paulus dring Timoteus aan om te volhard. Hy bemoedig hom om homself te voed met God se woord en te verdiep daarin. Meer spesifiek roep Paulus Timoteus om alles wat Paulus in hierdie brief vir Timoteus geskryf het, prakties uit te voer. Want dan sal hy nie 'n goeie dienaar wees van die lewende God nie. Maar so lê hy ook die fondasie vir die geloof vir sy broers en susters. So moet ouderlinge hulle self vandag ook gedurig voed met God se woord en gedurig hulle self laat verdiep daarin. En so is hulle goeie dienaars van Christus. En so ook lê hulle 'n vaste fondasie vir die onder hulle toesig. Nou ongelukkig die negatiewe hiervan is ook egter 'n realiteit en dit gebeur ook soms. Dat as die ouderlinge nie God se woord lees en voortdurend hulle self daarin verdiep nie, dan sal hulle nie goeie dienaars wees van Christus nie. Die fondasie van oor wie hulle aangestel is, sal wankelrig wees. Dit sal nie vas wees nie. En nou moet ons ook hoor dat die van ons wat nie ouderlinge is nie, moenie dink dat ons vrygestel is van hierdie bevel nie. Ons moet ook gehoorsaam wees aan die leer van die ouderlinge, solank dit ooreenstem met die woord van God. Nou, hoe weet ons dit stem ooreen met die woord van God? Deur bloot self die woord van God voortdurend te lees, voortdurend daarin te verdiep. En dit word benodig ter wille van die goeie orde wat die Here van ons eis. Die ouderling is die gemeente se toesighouer wat moet verseker dat alles gebeur volgens God se wil. Soos dit staan in 1 Petrus 5 vers 3, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Ouderlinge moet dit wat onheilig is totaal en al verwerp. Hulle moet seker maak dat dit nie in die kerk inkom nie. Hulle moet alles wat God se eer nie bevorder nie, weggooi en daarteen waak. So ook moet die oor wie die ouderlinge regeer, hulle voorbeeld volg en alles wat onheilig is, alles wat teen God se eer gaan, verwerp. So moet ons eerder godsaligheid beoefen. En wat is godsaligheid? Dit is om te leef in gehoorsaamheid aan Christus. Nou, godsaligheid is iets wat altyd saam met ons sal wees. Dit loop met ons deur ons hele lewenspad saam. Dit is iets wat tyd nie van ons af kan wegneem nie. Ons aardse liggame, ons spiere, ons roemheid, ons statusse, ons geld, dit verdor, dit gaan weg. Dit verslaan. Maar ons godsaligheid, ons gehoorsaamheid aan Christus, dit is iets wat saam met ons sal beweeg tot in ewigheid in. Paulus verseker vir Timoteus dan verder en hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dit is 'n betroubare woord. Nou, wie is dit wat vir ons hierdie woord gee? Wie anders as die lewende God? God wat die dood oorwin het. God wat van begin af is. Die Alfa en die Omega. Hy wat was, wat is, wat altyd sal wees. Die een wat net gepraat het en alles het ontstaan. En omdat dit hierdie God is, omdat dit die lewende God is wat hierdie woord aan ons gee, kan ons weet dat ons daarop kan vertrou, dat ons daarop kan staatmaak. Hoekom sê ons so? Psalm 33 vers 4 gee vir ons die antwoord, want die woord van die Here is reg en al sy werke is met trou. So ons kan dit navolg.
sonder enige bekommernis. Ons kan dit aanneem en ons kan dit aanvaar. En ons moet dit aanvaar met blydskap en met dankbaarheid. Ons kan God vertrou. In hom is daar geen leuen nie. Dit is vir ons wat hierdie woorde hoor, 'n sekere woord in 'n onsekere wêreld. Dit is vir die gelowige die waarheid, die enigste waarheid, veral in hierdie valse tyd. Ons hoop lê dus nie in onsself of in ander nie. Ons hoop is slegs te vinde in die Here. Die hoop wat in ons is nie vanuit onsself nie. Dit is nie enigiets van ons aardse besittings wat dit vir ons gee of wat dit vir ons kan bewerkstellig nie. Dit is nie enigiets wat ons kan doen of bereik in hierdie hele lewe nie, geliefdes. Dit is net in Christus, die lewende God alleen. God beloof selfs dat ons wat in hom glo, al die gelowiges, deel het van die opstanding. Deur die opstanding red hy alle mense wat tot geloof in hom kom. En hulle word gespaar van die doodstraf wat op hulle gewag het. Want soos daar staan in 1 Timoteus 2, vers 3 en vers 4, dit is goed en aangenaam voor God, dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Hierin is ons hoop. Nie in onsself nie, nie in 'n vallige mens nie. Ons hoop is in die opstanding van Christus. Hy wat die beloofde saad is, van Genesis 3 af. Die een wat gesê het, hy sal die tempel herbou op die 3de dag. En wat het gedoen het, toe hy die 3de dag opgestaan het, uit die dood uit. Die een wat die wet en die profete volbring het. Die een wat in die laaste dae die oordeel sal bring en die vyand totaal en al sal vernietig. Ons hoop is in ons verlosser alleen. En dan, wanneer ons hoor waar ons hoop lê, en hoekom ons hierdie hoop kan aanvaar, en hoekom hierdie woorde wat die Here vir ons gee so vol hoop is, volg daar 'n kort skerp sinnetjie op wat Paulus nou net vir ons gesê het. Beveel en leer hierdie dinge. Ouderlinge, luister mooi hierna. Want hierin lê die opdrag. Beveel en leer hierdie dinge. Nou wat is hierdie dinge? Hierdie dinge wat verwys word is wat God se woord is. Dit is God se woord. Leer God se woord aan die gemeente. Beveel gehoorsaamheid aan God se woord. En baie belangrik, wees self gehoorsaam aan God se woord. Hoe anders kan die Here se kerk regeer word as net deur sy woord? Hoe anders wil ons dit doen as dit nie grond op God en wat hy beveel nie? Want net soos die staatse gesag deur God gegee is, so word die ouderling en die predikant se gesag ook gegee deur God en God alleen. Dus onderwerp julle aan die ouderlinge, want deur julle self te onderwerp aan hulle, bewys ons gehoorsaamheid aan God. Moet wel dan nie neersien op iemand op grond van die ouderdom nie, geliefdes. En jong manne, hierdie is nie 'n rede om na jou pa toe te kan hardloop en vir hom te kan sê, maar die Bybel sê ek is slimmer as jy nie. Baie maal het jong manne meer wysheid as die grysaards. Want wysheid, geliefdes, kom nie met grysheid nie. Wysheid kom net vanaf die Here. Ouderdom is nie 'n faktor as dit kom by iemand se roeping nie. Dit is nie wat hulle gawes bepaal nie. Wat bepaal iemand se gawes? Dis slegs die werking van die Heilige Gees in daardie persoon. Maar geliefdes, en veral ons ouderlinge, staan vas in julle vertroue op God, deur 'n voorbeeld te wees aan die gemeente. Ons moet in ons woorde 'n voorbeeld wees. Eer die Here met die manier hoe jy praat. Gemeente, julle moet saam luister, want dit is vir ons elkeen
Ons moenie net die Here eer deur hoe ons sing nie, maar ook met die verspreiding van die evangelie. Dis bitter belangrik hierdie woorde, ook met die verspreiding van die evangelie. Ook om nie te vloek nie, om nie te laster nie, om nie te skinder nie, om nie jouself gelyk te stel met die wêreld nie. Ons moet in al ons dade 'n voorbeeld wees. Die bekendste boek wat hieroor praat is sekerlik die boek Jakobus. Want daarso staan dit dat geloof wat nie tot dade uiting kom nie, is 'n dooie geloof. Die vroeë reformatore het ook gesê, ons word gered deur geloof alleen, maar nie deur die geloof wat alleen staan nie. Geloof, broers en susters, is die bron van ons goeie dade. Dade wat uiteindelik van God moet getuig. Ons moet in liefde 'n voorbeeld wees. Julle moet julle naaste lief hê soos jouself. Dit is die direkte opdrag, die direkte woorde van ons verlosser Jesus Christus. Dit is daarom hoekom ons sagmoedig is, hoekom ons gasvry is, hoekom ons vergewensgesind is. Want dit is ons eerste gebied. Ons moet in geloof 'n voorbeeld wees. Ons moet versterk in ons vertroue op God en op hom alleen. Ons geloof, ons voorbeeld, ons daaglikse lewe moet die evangelie uitstraal. Daardeur kan ons sê dan, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons moet in reinheid 'n voorbeeld wees. En dank die Here dat die Heilige Gees dit in ons bewerk. Die Heilige Gees wat ons saligheid ook in ons uitwerk. Wat die geloof vir ons gee en wat die geloof louter, soos wat goud gesuiwer word, soos wat goud gelouter word, maak die Heilige Gees ons geloof ook suiwer. Dit is die Heilige Gees wat werklik al hierdie bogenoemde dinge in ons bewerk. En een van die bogenoemde dinge is die vrug wat die Gees bewerk. Die ouderling moet dan 'n voorbeeld wees in vrug wat hulle dra deur die navolging van Christus Jesus. En die gemeente moet ook dan gehoorsaam. En hulle moet gehoorsaam wees, want so sal hulle ook vrug dra. Deur gehoorsaamheid. Geliefdes, ek herhaal weer, ouderlinge moet wees skriftuurlik en godsalig. En hulle moet voorbeelde daarin wees vir die gemeente. En gemeente moet dan in reaksie, in alle onderdanigheid, gehoorsaam wees aan die ouderlinge. Luister na hulle bevele en na hul onderrig. Wees ywerig, geliefdes, om aan die broers en susters die geloof in onderrig te gee, te gaan verkondig. En verder volhard, elke een van ons volhard in die lees van God se woord, in gebed, in lering en in vermaning. Moenie toelaat dat die gawes wat God vir julle gegee het, verwaarloos word nie. Dit is aan julle gegee om te dien, as ouderlinge, as gewone lidmaat, as diakens. Daarom, geliefdes, elke een van julle loof God in julle werke. Loof God in julle gawes. Dit dien as deel van die voorbeeld wat vir julle gegee is en wat julle aan ander gee. In ons voorbeeld wat ons stel, kan ons ook ander tot inkeer roep, geliefdes. Ons kan van hulle sondes af wys na Christus toe. En daarmee saam moet ons ook sê, dit is nie ons voorbeeld wat red nie. Redding kom van Christus alleen af. Maar is ons voorbeeld wat wys na Christus. In Matteus 5:16 staan daar: Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien
en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Nou om saam te vat en om af te sluit. Ons moet deegsaam nadink oor 'n voorbeeld wat ons stel in die wêreld. Ons moet leef ook in ons voorbeeld. Ons moet wandel in die voorbeeld wat vir ons gestel is. Daarom moet ons bid vir ons ouderlinge. Daarom moet ons bid vir ons predikante. Daarom moet ons bid vir elke liewe lidmaat. Want die werke vereis baie. En ons vlees is swak. Ook bid ons vir onsself, sodat ons onsself ten volle voor God se gesag sal plaas en daaraan gehoorsaam sal wees. Die ouderlinge is ons voorbeeld. Hulle is deur God gekies en bevestig om aan die ampt te dien. Wees dan getrou en gehoorsaam aan die ouderlinge. Geliefdes, in eredienste by, word ywerig om te help in die gemeente. Word gretig om God se woord te hoor en te doen. En bid geduldig. Ouderlinge, bly gerig op God se woord en lei die gemeente op die regte pad en in geloof. Nie net vir julleself nie, maar vir die hele liggaam van Christus en tot eer van Christus self. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemele, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, net soos ons skuldenaars vergeef. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, kom ons staan en dan sing ons Psalm 40, hier vers 1 en vers 2, waarna ons daarna sal bid om die seën van die Here en dan ons slotpsalm sal sing. Kom ons staan en dan sing ons Psalm 40, vers 1 en vers 2.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen. Goed gaan. Sien julle by die koffie en tee.